Vader, ons aanbid U, Here. Ons loof U naam, o Jesus. I raise hallelujah. Sê dit vir hom vanmôre. Dankie Jesus. Raise hallelujah. Raise hallelujah. Mighty Jesus. Vader, ons aanbid U, Here. Ons kan nie anders, Here, om U naam groot te maak nie. Want voor daardie naam, sê die woord van die Here, sal elke knie buig. En elke tong sal moet bely dat hy die Here is. Die woord verklaar verder dat U die koning bo alle konings is. En dat U naam oor alles is. En die woord oor die naam. Ons kom in hierdie oomblikke voor die troon, Here, in afwagting dat U Gees sal werk. In elke hart hier teenwoordig. Dankie dat ons hierdie versekering het. Op die dag van Pinkster het U Heilige Gees, Here, kom gee aan U kerk, om ons toe te bedeel met krag, om hierdie kosbare boodskap van Jesus in die wêreld uit te kry. Daarom wil ek vra vanmôre, Here, sal U elke persoon wat in die kerk ingestap het vanmôre se verstand helder maak. Sal hulle gedagtes arresteer, sal hulle geopende oor gee om te hoor wat die Gees van die Here aan ons sê. Sal U my vanmôre berg onder die bloed van Jesus en spreek in die naam, Here, woorde wat opbou en woorde wat lewe gee. Dankie dat ons hoop het, dankie dat ons 'n verwagting het. Dankie, Here, dat 'n wêreld om ons kan vergaan, maar ons weet ons sal vir ewig bly bestaan. Raak U vanmôre, Here, elke persoon hier aan wat 'n behoefte het, elkeen wat krank is, elkeen wat siek is. Here, hulle wat by die huise sit vanmôre, wat laat weet het hulle is siek, hulle kan nie hier wees nie, wil ons bid dat U met hulle sal wees. Here, hulle wat vir die lang naweek weg is, ons wil vra dat U U hand oor hulle voertuie sal hou en daar waar hulle is, dat hulle veilig by die huis sal kom. Ons eer U vanmôre, Here, vir U goedheid. Ons dankie vir U guns. Ons dankie dat ons vanmôre weet, Here, dat Johannes 1 vers 12 verklaar dat almal wat U aangeneem het, aan hulle het U mag gegee om kinders van God te word. Dankie, Here, dat ons vanmôre net hierdie groot voorreg het om in die huis van die Here te kan staan, onbedreig, waar ons kan kom om U te eer, U te loof en U te aanbid. Seën elkeen hier teenwoordig, Here, en verheerlik U self in ons midde, is my gebed in die naam bo elke ander naam, die naam Jesus Christus ons koning, en die volk van die Here sê amen. Baie dankie, kan die sitplek neem. Ons sê in die aanbiddingspan ook baie dankie, Pastor Anton is weg vir die naweek, en ons sê ook vir Kevin dan baie dankie wat vir ons voorgegaan het, en al die pragtige jong dames hiervoor, wat ook vir ons elke week uithelp om te sing. Loof die Here. Van my kant af hartlik welkom. Ek is so bly U het nie met 'n lang naweek gegaan nie. Ons het vanmôre 'n besondere diens waar ons 'n doopgeleentheid het. Ons het nagmaal, so nou nie te haastig wees nie. Het mos nou 'n hele Vrydag afgehad om vanmôre so 'n bietjie in te haal, né? Prys die Here. Ons gaan heel eers die nagmaaltafel bedien en dan gaan ek oor na die woord van die Here toe, wat hy vanoggend met my gedeel het of my gegee het in hierdie week om met U te deel. En ek vertrou dat die Here ook so net deur sy kosbare woord met elkeen van U gaan ontmoet. Elke besoeker vanmôre mag die Here julle ryklik seën. Ek bid dat die Here ook in julle hart vrede sal gee en dat die Here ook vir julle genade sal gee om ook vanmôre hierdie diens saam met ons te geniet en die Here se naam groot te maak. En ek gaan lees in 1 Korintiërs die 10de hoofstuk en ek gaan vra dat my broers my asseblief na vore kom soos gereël. En dan gaan ek die skrif vir u lees en as 'n wonderlike gedagte in dit wat Paulus hier skryf met betrekking tot die tafel wat ek net so in kort gaan raak. Ek gaan nie baie tyd op dit spandeer nie. Kom ons vertrou die Here ook so vir sy wonderlike gees en dit wat die Here dan ook wil doen
ten opsigte van sy woord. Prys die Here. Baie dankie. Ek gaan vir julle lees in 1 Korintiërs, nie die normale gedeelte wat altyd daar gelees word nie. Ek gaan so 'n bietjie teruggaan in daai skrif, om met u te deel in die vorige hoofstuk, 1 Korintiërs die 10de hoofstuk, en Paulus kom in 1 Korintiërs 11, waar hy sê, dit wat ek ontvang het, wat aan my oorgelewer is, bring ek ook na julle toe, en dan praat hy oor die nagmaal. Maar in 1 Korintiërs 10 kom hy in 'n aanleiding tot dit wat hy wil sê in die nagmaal. En toe ek dit lees, toe sien ek net weer eens die krag van eenheid. Ek weet nie of u weet nie, dat daar is krag in eenheid, daar is gesag in eenheid. Wanneer mense kan saamstaan, en ek dink in ons Afrikaner kultuur is dit juis een van die dinge waarmee ons so 'n bietjie sukkel, en dit is om saam te staan. Nou, dis nou net geld nie vir julle wat hier sit nie, maar ek het dit so in die politieke wêreld gesien. Hulle sukkel om saam te staan, en dit is nou maar 'n ding van ons wat, ek weet nie, jare kom, maar hoor dat sê hierdie skrif, wanneer dit kom by die evangelie, en hulle kan nou maar verskil op politiek, maar ons mag nie verskil op die evangelie nie, né? So hoor dat sê in 1 Korintiërs die 10de hoofstuk, en ek gaan vir julle lees hier vanaf vers 14, hier is eintlik 'n waarskuwing wat Paulus gee, want hy praat eintlik oor die Korintiërs, oor afgode. Hulle die Here Jesus gevind, want jy moet onthou, dit was 'n heidense nasie, en hulle was gewoond aan afgode aanbidding. En Paulus het die evangelie aan hulle verkondig, en dan kom hulle, en daar's 'n vermenging hier tussen hulle Christenskap en hulle ou kultuurgewoontes, waar hulle steeds vashou aan sekere afgodery wat hulle dan aanbid. En ons kry hierdie absolute gedeelte in Korintiërs, kry ons eintlik in Afrika baie, baie kwai. Daar's duisende mense, miljoene mense in Afrika wat die Here Jesus aangeneem het, of wat sê dat hulle die Here aangeneem het, groot geword het in 'n Christelike omgewing, maar daar's heeltyd hierdie terugkeer na afgode aanbidding toe, wat hulle op 'n manier doen, omdat dit binne in hulle kultuur ingeweef is. En ek wil vanmôre vir u lees wat sê Paulus hier vir hierdie klomp ouens hier in Korintiërs met betrekking tot dit. Hy sê in vers 14, 1 Korintiërs 10 vers 14, daarom my geliefdes, en dis as ek so na Paulus kyk, hy het hierdie ouens so lief gehad, daarom my geliefdes. Ek wil vanmôre vir julle sê, daarom my geliefdes. Ag, hier kom vanmôre 'n klein seentjie en hy hardloop daar na my toe, en hy kom druk my net so, en hy roep sommer my naam kliphard uit, en ek dink, ag Here, hoe lekker is dit om te sien dat 'n kind kom na jou toe, en hy wil meer van die Here weet, en hy sê daar iets my, en ek hoor net iets van Jesus, maar kan ook nie lekker hoor nie, want die musiek is nou hier, en ek is al, die ore wil ook nie so lekker hoor mee nie, en al wat ek agterkom is, sy naam is nog Sion ook, né? So, hy het 'n Bybelse naam, so ek bid vanmôre dat die Here daai kind gaan seën, en dat hy sommer eendag gaan deurbreek in die prediking, en dat hy vir God iets gaan doen wat groot is. Maar hy skryf hierso, daarom my geliefdes. Hy sê, vlug vir die afgodediens. So Paulus sien hier's iets verkeerd, maar hy veroordeel hulle nie daarin nie. Hy noem hulle sy geliefdes, en dan sê hy vir hulle, kom weg uit hierdie ou lewe van julle uit. Julle is nie meer vas aan afgode aanbidding nie. Julle is nie meer vas aan voorvadergeeste nie. Julle is nie meer vas aan dinge wat nie betaam in die Christelike geloof nie. Julle is vrygemaak. En vir ons in ons wêreld is daar ander dinge wat afgode is, wat ons baie keer nie dink afgode is nie. En ek moes gister met een van die dogtertjies raas daar by die huis en sê, hoorie, so die hele dag is jy op hy foon van jou, die hele dag. Nou pastoor, dis 'n foon daai, dis my wekker, dis my dagboek, dis my kommunikasiemiddel, ja, dit is so. Maar ek wil vir jou sê, daai ding regeer ons lewe. En ons moet waak dat dit nie meer belangrik word as die Here nie, né? En dan is daar ander dinge, sukses en voorspoed en vooruitgang. Ons karre wat ons ry. En al hierdie dinge kan vir ons 'n struikelblok raak. En Paulus sê, raak los van hierdie dinge wat jou vashou, want hierdie lewe is eintlik tydelik. Maar daar wag 'n ewige lewe. Wat vir my en jou gekry is deur hierdie tafel wat hier gedek is. So ek en jy moet dit verstaan vanmôre, breek met hierdie dinge wat jou vashou. Ek spreek soos met verstandige mense, oordeel self wat ek sê. Julle, wat 'n wonderlike woord. Hy sê, dit wat ek vir julle sê, beoordeel dit en kyk of dit waar is.
En dan gaan hy aan en sê hy, die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan een brood. So met ander woorde, die typering van die brood, of die brood wat Jesus gesê, dit is my liggaam, eet daarvan, sê Paulus, jy moet ons verstaan, daardie brood word gebreek, soos Christus se liggaam vir ons gebreek word, maar wanneer die kerk van Jesus by mekaar kom, dan word hierdie brood eintlik heel, want ons is in eenheid by mekaar, om vanmôre in eenheid saam te eet. So as jou sussie, nou jou bloedsissie nie, jou kerksissie, jou geestelike sissie, jou nou vanmôre daar in die badkamer kwaad gemaak het, toe sy jou nou nie baie mooi gegroet het nie, dan moet jy nou vanmôre verstaan, maak reg. En as jou boetie daar by die kar uitgeklim het, en hy het jou so 'n bietjie 'n koue skouer gegee, miskien het hy verkoue, vergewe hom, okay? So moenie laat hierdie goed jou laat struikel nie, want hierdie Bybel sê, Paulus sê, hierdie tafel wat hier gedek is, maak my en jou een in die Here. En wat 'n wonderlike voorreg om dit te kan weet. Hier is vanmôre 'n tafel wat die Here Jesus self kom dek het, en ek kan nie vanmôre aanspraak maak en sê hierdie tafel behoort aan die gemeentes van Christus nie. Ek kan nie. Want die gemeentes van Christus het nie die tafel gedek nie. Ek kan ook nie vanmôre sê die tafel is gedek deur Lewende Waters gemeente nie, want hy is nie. Jesus het die tafel gedek. En oor die jare heen het ek gesien dat baie mense sukkel met sekere dinge in hulle lewe, en dan wil hulle nie die nagmaal gebruik nie, want hulle het nog nie oorwinning oor daai dinge in hulle lewe nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, die enigste element wat jou moet weerhou die tafel is onvergifnisgesindheid. Want as hierdie tafel wat jy hier sien, spreek van volmaakte vergifnis, is dit hoekom Jesus die voete van die disippels was. Baie mense sê, kyk hoe nederig was hy was hulle voete. Hy het vir 3,5 jaar sy nederigheid bewys, eintlik vir 33 jaar. Hy het nie nodig gehad om dit met 'n voetewasdiens te bewys nie, want hy was alles vir almal. Maar daar in die bovertrek, toe hy hierdie nagmaaltafel dek, toe trek hy hulle skoene uit, en toe was hy hulle voete met een uitsluitlike rede. En hy sê vir hulle, dit wat ek aan julle doen, moet julle aan ander doen. Want julle almal gaan my verlaat. Petrus, jy gaan my verloon, of jy gaan my verloon. Judas, jy gaan my verraai. Julle ander gaan almal aanstoot aan my neem. Maar ek was julle voete, omdat julle deel is van my. Want hy sê vir Petrus, as ek nie jou voete was nie, het jy geen deel aan my nie. Dit gaan nie hier oor enigiets anders as volmaakte vergifnis nie. Daarom kan ek en jy nie. Dis hoekom die Onse Vader gebed het net een element wat hy 2 keer herhaal. En daai element is vergifnis. Vader, vergewe, of hy sê, bid so, vergewe my sondes, net soos ek, tot dieselfde mate, my skuldenaars vergewe. En wat sê hierdie tafel, hoe het Jesus ons vergewe? Volkome. Hoe moet ek en jy vergewe? Volkome. So as jy nou kwaad is vir 'n familielid, as daar nou stryd is in jou gesin, as jou kinders kwaad is vir jou, gaan jy en gaan maak reg. Vra die Here om jou te help. Ek weet julle wil dit nie graag hoor nie, want hy het my seer gemaak, sy het my seer gemaak, ek weet. Maar daar kom 'n tyd wat jy gister moet los. Agter jou moet sit en uitstrek na dit wat voor jou lê. Daarom kan ek nie vashou aan die seer van gister nie, want ek is vrygemaak deur die bloed. Pastoor, het jy dan nooit seer gekry nie? As ek jou my lewensverhaal moet vertel, gaan jy huil. Ek ken die pad van pyn. Maar is agter my.
En al daardie mense van pyn, die meeste van hulle het ek begrawe self, dat ek het niks in my hart oorgehad teen hulle nie. Want Christus het my vrygemaak. So word vry van dit wat jou bind. En as jy vanmôre 'n glasie by jou het, en 'n stukkie brood, wil ek vir jou vra, vra die Here om jou krag en genade te gee, om te gaan vryspreek. Vader, dankie, dat ek hierdie tafel kan seën, soos wat Paulus hier sê, met danksegging. Want ons is dankbaar vir wat U op die kruis kom doen het, vir die bloed wat U gestort het, vir die pyn waardeur U gegaan het, vir die vergifnis wat U aan elke mens wat in U glo skenk. Here, daardie vergifnis is vir elke mens. Ek wil vra vanmôre, Here, help ons om dit aan te neem. Maar help ons ook, Here, om die wat teenoor ons verkeerd opgetree het, Here, aan hulle vergifnis te skenk. So bid ek in hierdie oomblikke, Here, dat U ons genade sal gee. Ek dank U vir 'n liggaam wat gebreek is vir ons krankhede. En Here, dalk is hier vanmôre iemand siek. Ek wil bid, Here, raak hulle aan in U krag en in U heerlikheid. Want U woord verklaar dit. En seën ook so, Here, ons in eenheid saam aan hierdie brood. Want ons weet, Here, die kerk van Jesus is U liggaam en die liggaam mag nie verdeeld wees nie. Ons loof U en ons eer en ons aanbid U daarvoor in Jesus se almagtige naam. Amen. Paulus kom en hy sê, ek bring aan julle wat aan my oorgelewer is. In die nag waarin Jesus verraai is, het hy die brood geneem en gebreek en gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. So dikwels as julle hiervan eet, doen julle tot my gedagtenis. Ek gaan vra dat ons die glasie en die stukkie brood gelyktydig uitdeel, en u kan dit maar net in die hand hou, en ons almal gekry het, gaan ons saam eet en drink. En as daar iemand is wat vanmôre die beker verkies, dan kan hy dit vanmôre saamneem, want na die ete kom en hy sê, dit is die bloed van die Nuwe Testament wat vir julle gestort is. So dikwels as wat julle hieruit drink, verkondig julle die boodskap. So as jy die beker uit wil drink, steek maar net die hand op en hou dit op, asseblief gaan vir jy die beker bedien. Die ander wat die glasies wil hê, jy kan dit bedien. Daar is mense wat die beker verkies. Die woord van die Here sê in die boek van Lukas, het die beker geneem en gesê, deel dit onder julle. Ander gedeeltes lyk dit asof hulle dieselfde beker drink, so ons gaan nie daar in 'n argument ingaan nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, doen dit met 'n hart van dankbaarheid, in Jesus se naam. Mag die Here julle ryklik seën. Ek gaan vra dat die broeders vir ons bedien asseblief, en dan gaan ons dit saam eet net nou. Baie dankie. Mighty Jesus. En terwyl jy het ontvang, begin net die Here dankie sê. Dankie vir sy bloed. Dankie vir sy liggaam. Vader, ons aanbid U. Here, waar ons in oortreding teenoor U staan, wil ons bid vir vergifnis, want die woord verklaar in 1 Johannes 1 vers 9. As jy jou sonde bely, ek is getrou en regverdig om jou die sonde te vergewe. En Here, hier sit niemand vanmôre hier wat in sy eie krag regverdig kan wees nie. Dis juist die bloed van Jesus wat ons regverdig maak, deur hierdie volmaakte offer. Ons loof U, Here, ons eer U, vir Golgotha. Dankie vir die prys wat U kom betaal het. Dankie dat U sweet verander het in bloeddruppels. Dankie, Hemelse Vader, dat U ook in daardie aand 'n groot stryd gehad het, omdat U, Here, ons sonde op U skouers begin dra het. Ons eer U daarvoor, Here. Thank you, Jesus.
Miskien net geleentheid dat almal kan kry is agter in die moederskamers bedien. As jy nie 'n stukkie brood gekry het of 'n glas nie, wil jy net jou hand vir my opsteek dat ons kan sien nie asseblief. En hou jou hand asseblief bo as jy die beker wil gebruik hoor. Goed, dit lyk vir my almal is gereed nou. Kom ons neem 'n stukkie brood en dan eet ons dit, dan sê net vir die Here dankie vir sy liggaam. Dankie Here. Ons loof U Vader. Kom ons drink van die vrug van die wynstok, tot verheerliking van die sondes wat vergewe is. Dankie Jesus. Ons loof U Here. As jy klaar is, kan jy net die glasies vir ons na die middel toe stuur. Oor die bloed van Jesus. Mighty Jesus. Baie dankie broeders, die Here seën julle. Daar is krag in die bloed van die lam. As jy 'n Bybel het, kan jy saam met my blaai na die boek van Eksodus toe. Ek gaan een vers uit die eerste hoofstuk lees en dan 'n paar verse uit die tweede hoofstuk uit. Eksodus 1 vers 22 en dan hoofstuk 2 vanaf vers 2 tot en met vers 10. Eksodus 1 vers 22 en Eksodus 2 vanaf vers 2. Toe gaan Farao, of toe gee Farao aan sy hele volk bevel en sê, al die seuns wat gebore word, moet julle in die Nyl werp. Maar al die dogters kan julle laat lewe. Vers 2 van hoofstuk 2, en die vrou het swanger geword,
en 'n seun gebaar. En toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy vir hom 'n mandjie van bissies geneem en dit met lijmgrond en pik bestryk, en sy het die seentjie daarin neergelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit. En sy suster het op 'n afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom sou gebeur. En Farao se dogter het na die Nyl gegaan om 'n bad te neem, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het. Toe sien sy die mandjie tussen die riete en stuur haar slavin en laat dit haal. Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind en kyk, dit was 'n seentjie wat huil. En sy het hom jammer gekry en gesê, dit is een van die kinders van die Hebreërs. Toe sê sy suster aan die dogter van Farao, sal ek vir u 'n pleegmoeder uit die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy vir u die seentjie kan soog? En Farao se dogter antwoord haar, ja, en die jong meisie het geloop en die seentjie se moeder geroep. Daarop sê Farao se dogter vir haar, neem hier die seentjie en soog hom vir my, en ek sal jou loon gee. En die vrou het die seentjie geneem en hom gesoog. En toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter, en hy het haar seun geword, en sy het hom Moses genoem en gesê, ek het hom mos uit die water getrek. Kom ons bid saam. Vader, ek wil bid dat u vanmôre u goddelike doel in elkeen van ons harte sal bereik in hierdie boodskap, Here. Dat u ons ore sal open om u woord te verstaan en te hoor. Dat ons, Here, ook sal agslaan op dit wat u met ons wil deel uit die lewe van Moses. Want Here, hier is 'n groot stuk geskiedenis met 'n kragtige inspirasie. Maar hier is ook 'n klomp beginsels, Here, wat ons sien, wat ons in ons eie lewe kan toepas, om ons uit te bring op 'n plek waar ons God se heerlikheid kan sien. Daarom wil ek bid, Here, dat u ons vanmôre net saam sal seën in eenheid, en dat u sal spreek tot elke hart wat hier teenwoordig is my gebed, in Jesus se almagtige naam. Amen. Ek wil graag hierdie boodskap 'n titel gee, en ek wil dit noem, verstaan die pad na heerlikheid. Verstaan die pad na heerlikheid. Nou ek is in my hart oortuig, dat die meeste, en ek wil nie sê almal nie, maar dat die meeste wedergebore kinders van God, hier diep in hulle hart 'n begeerte het, om meer van God in hulle lewe te ervaar. En ek kan dit toets vanmôre. Is daar iemand hier wat ronduit wil sê, ek het 'n behoefte om meer van God in my lewe te sien? Is daar so iemand vanmôre? Ek het 'n behoefte vanmôre om meer van God in my daaglikse bestaan en my daaglikse loop te ervaar. Met ander woorde, waar ek gaan, wil ek die teenwoordigheid van die Here voel, wil ek naby aan God wees. Wie van julle het al gebid en gesê, ag Here, ek voel so ver van U af, wil U nie nader aan my staan nie? Is daar so iemand, ek bid dit amper elke week, en voel ek, Here, hierdie mens voel nou te ver van U af. Terwyl ons hier gesing het, toe ervaar ek, Here, trek ons net nader deur die eens aan die eens deurstoke sny. Ontmoet met ons in U krag en U heerlikheid, Here. Trek ons nader aan U. Help ons dat ons U teenwoordigheid kan ervaar, want 'n oomblik in God se teenwoordigheid kan jou hele lewe verander. 'n oomblik in sy krag kan vir jou genesing bewerk. 'n oomblik in sy teenwoordigheid kan jou probleme vir jou kan vir jou 'n rigting gee om jou probleme te hanteer en vir jou genade gee om jou probleme te kan oorwin. Weet jy, geen probleem is groter as God nie. En ek weet nie of jy weet nie, my Bybel sê hy is alwetend. So lank voordat jou probleem nog begin het God klaar die antwoord en die oplossing vir jou probleem. Ja, nee, dis nie moontlik nie. Pastoor, daai ding kan ek nie glo nie, want kyk, hierdie probleem van my kom daarom nou al 25 jaar.
Baie ouens kyk na sy vrou, dan sien hy, hoor, sy is 30 jaar oud, hierdie probleem is 30 jaar oud, Here, dit gaan nie werk nie, want ek is al 30 jaar getroud. Moenie na daai probleem kyk nie, kry jou lewe uitgesorteer. Okay? En ek dink is eerder die vrouens wat dit van die man sê. So ek en jy moet vanmôre verstaan, jy kan 'n probleem hê in jou lewe en dit kan vir jou onmoontlik om te oorkom. Jou besigheid is dalk op 'n punt dat jy nie weet hoe om vorentoe te gaan nie. Dit staar dalk bankrotskap in die gesig. Jou werk is besig om mense af te lê en jou werk is in gedrang. Jy het dalk een of ander krisis by die huis deurloop en deurgegaan. Jou kind is dalk siek en jy het nie 'n oplossing vir hierdie goed nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, God is meer as genoeg. Hy is die antwoord vir alles in ons lewe. En ek en jy moet net op 'n plek in ons lewe kom wat ek hierdie Here kan vasgryp, kind van God, en hom kan vertrou vir 'n deurbraak. En daarom is dit vir my belangrik om elke dag te sê, Here, hou my vas, ek wil U teenwoordigheid ervaar, want as ek in sy teenwoordigheid is, dan verdwyn al hierdie ander aardse goed wat my vashou. Want sy teenwoordigheid is genade. Dit vul elke holte in my lewe met sy genade. Elke swakheid in my lewe kom vul hy met sy genade en dit bring heelheid in my lewe. Ons is nie perfek nie, jy is nie perfek nie, maar sy genade en sy liefde is volmaak en perfek. Julle onthou die twee swaarde wat ek nou die dag oor gepreek het. Sy liefde en sy genade. So gryp vanmôre na sy liefde, gryp vanmôre na sy genade en strewe na meer van God in jou lewe. Met die lees van die Bybel, en as ek net deur die hele Bybel lees en u kan dit maar gaan kyk in die Ou en in die Nuwe Testament, dan sien ek hoe God buitengewone groot dinge deur gewone mense gedoen het. God kan buitengewone dinge deur jou lewe doen. God kan buitengewone dinge doen deur my lewe. En julle, ek het dit baie in my lewe gesien, waar die Here vir my sê ek moet iets doen, en dan doen ek dit net, en dan as ek terugkyk daarna, dan is dit 'n buitengewone aksie, wat die Here net eenvoudig gehelp het om dit reg te kry. Jy bid vir sieke, Here, maar ek het nog nooit vir 'n sieke gebid nie. Dis nie jy wat die genesing gee nie. Dis nie ek en jy wat al die kragte het om alles te doen nie. Dis jou gawe wat vir jou ruimte maak en dis jou genade wat God aan jou gee. Weet jy, die Here sê ek soek net gehoorsaamheid. Kom ons bid vir mense wat siek is. Lê jou hande op hulle, doen wat die woord sê, salf hulle met olie. En moenie bekommerd wees wat is die uitkoms nie. Jy moet glo God gaan antwoord ja. En jy moet ingaan om daardie duiwels te bind wat krankhede veroorsaak met die oorwinning in jou gees. Maar moenie laat dit jou terughou om dit nie te wil doen nie, omdat jy dink jy kan nie. Die Here gebruik gewone mense in hierdie Bybel om buitengewone sake te hanteer, om buitengewone dade te doen, om groot dinge te doen. So sê vir die ou langs jou, ek is bestem vir groot dinge. En jy moet dit nou bedoel, hoor. Ek is bestem vir groot dinge. As ek kyk waar ek vandaan kom en waar ek vandag is en wat die Here oor die afgelope 33, 34 jaar in my lewe gedoen het, dan wil ek vir jou sê, daar's geen manier dat daai ou seentjie wat in daai tyd op die skool was en ook maar net so gemiddelde kind was en eintlik nooit na vore gekom het nie, eintlik 'n introwert in wese, hoe dat die Here hom gebruik het om goed vir God te doen, maar al hoekom ek dit kon doen is, ek het gebid. Ek het geluister. En ek het gedoen. So vra die Here, luister wat God sê en doen wat die Here vir jou sê om te doen. God wil wonderwerke selfs in hierdie dae nog doen. Gewone mense doen buitengewone dade omdat hulle God geglo het en omdat hulle op God vertrou het. Julle, en dis waarmee ons sukkel. Hoe kan die Here, dan kyk ons vas teen hierdie stuk vlees, dan kyk ons vas teen my eie gebreke, dan kyk ons vas teen my swak. Nou julle weet almal, kyk, ek is vrot in Engels. Ek het 'n goeie Afrikaanse juffrou gehad in my hoërskoolloopbaan, maar ek het 'n vrot Engelse juffrou gehad. Ek het groot geword onder die boere, en daai jare het hulle gesê, hoor jy praat nie met 'n Engelsman nie. En hierdie comics en hierdie Engelse boeke wat julle lees, daar's nie 'n manier julle doen dit nie. Want kyk wat het hulle aan ons nasie gedoen.
So ons was redelik in die voet geskiet met betrekking tot dit. So ek is nie baie goed in Engels nie. En ek sê nou vir jou, die kwaaiste diens wat ek in my lewe gehad het, was bo in Zimbabwe, waar ek in Engels gepreek het oor die krag van die Heilige Gees, en toe ek my oë uitvee, toe kom die Here en hy doop 'n klomp mense, 'n saal wat vol is. Hy saal kan seker net 300 mense vat, maar hulle staan regop in daai saal, en ek dink as oor die 500 mense in daai saal, en daai dag toe val die Heilige Gees op 'n vrou hier voor, en die Heilige Gees val op 'n volgende vrou, en die Heilige Gees val op 'n volgende persoon, en toe ek my oë uitvee, toe is daar absolute geestelike chaos binne daai gemeente, soos die Here daai mense vul met die Heilige Gees en krag. En vir jare het hierdie mense nooit die werking van die Gees van die Here gesien, die kind van die Here. Hoekom? Want die pastoor het dit nie, hy het dit nie aanbeveel nie, hy het dit nie gepreek nie. Hy het gesê nee, dit is nie meer vandag so nie. En daardie dag, ek weet dit nie eens nie, toe doop die Here 'n hele gemeente met die krag van sy Heilige Gees. En ek gee jou een raai hoe het ek gepreek in Engels. Hy meer en ek minder. Ek moet nou nie vir my nou sê, jy preek van volgende week af Engels nie, daar's no way. Kyk, ek moet redelik geïnspireerd wees as dit gebeur, hoor. Ek moet amper 40 dae gaan vas. So luister, mooi kind van die Here, ek en jy moet hierdie beginsel verstaan. God wil jou gebruik, hy kan jou gebruik. In die Nuwe Testament gebruik God vissermanne om siekes te genees. Die Bybel sê die krag van die Here was so kwaai op hulle. As hulle hoor Petrus hulle kom aangeloop, dan het hulle siekes op draagbare langs die pad neergesit in rye, en soos hy loop, en sy skaduwee val op hulle, dan hulle sit hom aan die ander kant waar die skaduwee moet val, want hy kan nie vir almal bid nie, en as sy skaduwee oor hulle kom, dan word daai krankes genees deur die krag van die Gees wat in hom is, kind van die Here. 'n Visserman. Wie van u wil die krag van God in jou lewe sien, man? Ek wil dit ervaar, ek wil dit sien. Ek het dit in my lewe gesien, hoe die Here 'n kind wat 7 minute dood was, en daardie oomblik wat in 'n koma was, opwek, toe ek in haar ore roep en skreeu, in die naam van Jesus, Talita Kumi, dogtertjie staan op, en die volgende oomblik, toe kom hy kind regop, toe kom sy by. Ek het gesien waar 'n vrou se mond hier sit, van 'n beroerte aanval, terwyl ek vir haar bid en my hand op haar gesig lê, hoe daardie mond reg trek, in die naam van Jesus Christus. Ek het 'n klomp sulke dinge gesien, waar ek my hand op 'n man lê wat nierprobleme het, ek voel die swelling op daardie rug, en terwyl ek lê, voel ek hoe sak daardie swelling weg, in die naam van Jesus, en die Here help daardie man, en daardie klippe wat in daardie niere was, kom uit. So kan ons getuig van die grootheid en die goedheid van die Here. Dit het niks met my en jou te doen nie, dit het alles met geloof te doen, dit het alles met aksie te doen. Doen wat die Here vir jou sê om te doen. En hy sal jou help. Die Nuwe Testament sien ek hierdie eenvoudige mense. Die Bybel sê hulle was eenvoudige mense. Hulle, om die waarheid te sê, op een plek sê hulle was nie eens geleerd nie. Dis die ouens wat uitgeval het onder die rabbi. Hulle kon nie verder gaan nie, want hulle het nie die vermoë gehad volgens die rabbi om 'n rabbi te kan word nie. Hulle het die ambag van hulle vaders gaan leer en die besigheids van hulle vader oorgeneem. Maar weet jy wat doen hierdie mense nog? Hulle maak nie net siekes gesond nie. Hulle wek dooies op. Gewone mens, wek 'n dooie op. Hulle kom op plekke, net soos die Here Jesus gedoen het, doen hulle. Duisende mense kom tot bekering, omdat hulle lewe in God se hand oorgegee het, en God toegelaat het om sy wil vir hulle lewe te volbring. Dis die enigste element. Is jy bereid om jou lewe in God se hand te sit, sodat hy jou kan gebruik soos hy wil? God het 'n plan met jou lewe. Nee, pastoor, maar ek is nou al te oud. Ek wil vir jou sê, as jy oud is, kan jy bid. Want jy het nie al die ander dinge wat jou jaag nie. Jy kan intree. Jy kan op jou knieë staan. Ja, dalk nie op jou knieë nie, want dit is nogal 'n gesukkel as 'n ou raak. Maar jy kan daar op jou stoel sit en jou hande vou in die aangesig van die Here soek. God kan jou gebruik. Jy kan nog met iemand deel. Jy kan 'n telefoon optel.
Ek onthou in my bedieningsjare, vroeër jare, Tannie Wel wat sy's nie nou, sy kan nie meer hier uitkom nie, maar sy's 93 nou, hoe sy elke week dan daai tannie my gebel en al wat sy doen is sy bemoedig my en sy vertel my van die Here en sy sê vir my jy hou vas en sy sê jy hou nie op nie en sy sê vir my jy gaan aan, God het jou geroep. En daardie woord het my deurgedra. Want daar was baie dae wat mense moedeloos gewees het in die kerk van Jesus. Maar dan is daar een persoon, is 'n ouerige dame, so moenie vaskyk in jou grys hare nie. Ek het gedink hierdie jaar gaan ek iets anders vir die Here begin doen. Toe sê die Here nee, jy gaan nou eens 'n bietjie aan. OK? So, gaan aan. Doen wat jy kan doen. Jy kan nie meer doen wat jy gedoen het nie, maar vind iets om te doen in die naam van die Here. Hierdie apostels wat die Here gehad het, hulle kom en hulle bedien duisende mense en hulle kom tot bekering. Paulus preek 1 preek en 3000 siele kom tot bekering. Hoekom? Omdat hy onder die krag van die Heilige Gees was. Dis nie Petrus nie. Nee, Petrus het net 'n rukkie voor het 'n ou se oor afgekap met 'n swaard. Hy wou sy kop afgekap het, hy het nie gemik vir sy oor nie. Hy wou hom onthoof het, hy wou van hom slaag geraak het. Spreuke 19 vers 21 sê die Bybel die volgende woorde: baie planne is in 'n man se hart, maar ander kant van die koin, ander kant van die muntstuk. Baie planne is julle, en ek wil vir jou sê, kyk, die manne kan planne hê, hoor. Kom aan, hulle het slim planne. Allerhande planne. Die vraag is dit God se plan? Baie planne. Sê bietjie, ek het baie planne. Nee, sê maar dit manne, die manne moet dit nou sê, nie die vrouens nie, want die manne het meer planne as die vrou. Sê ek het baie planne. Yes, ek hoor dit, hy ook. Maar hoor wat sê hy nou? Baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die Here, God se purpose, God se doel met jou lewe, sal bestaan. So jy het baie planne in jou hart, maar my en jou planne, Alberti Hanne kom sê altyd ons slim plannetjies. Nou ek wil vir jou sê, as goed verkeerd loop, het jy al gesien hoe vinnig kan ek en jy 'n slim plannetjie uitdink? Kom aan, dis nou ek hoor, dis nou nie julle nie. Maar daai slim plannetjies werk nie altyd nie. Ek is net jammer, ek het dit te laat geleer in my lewe. Wanneer jy 'n plan het, lê dit voor die Here en vra hom, wat moet jy doen? En elke keer wat ek dit in my lewe gedoen het, in vas en gebed, ek praat van groot besluite, het die Here my gehelp. Hy het vir my gewys, hy het vir my 'n skrif gegee. Daar was 'n tyd in my lewe toe Liberty ons gewerf het om Afrikaanse tak in Pretoria te begin. Nou praat ek van hier in 1985 rond. Ek het in daai tyd 'n besigheid gehad en daar mense by ons kom eet. Dit was 'n restaurant gewees bo in Sunnyside en twee ouens het daar ingestap met hulle aktetassies en gesê, ons wil julle asseblief persoonlik gou sien, net kan julle ons 'n halfuur van julle tyd gee. En ek en Anton het uitgestap, ons was omtrent ewe oud. Toe sê hulle, ons het julle dopgehou oor die afgelope tyd, ons het hier kom eet. Wil julle nie vir ons wil julle vra. Ons soek oralste vir twee Afrikaanse ouens wat besigheidsgeoriënteerd. Wil julle nie kom vir opleiding in Liberty Life nie? Ons wil 'n Afrikaanse tak maak en binne 6 maande maak ons julle bestuur binne in daai tak. En ek en Anton dink hier's 'n lifetime opportunity, hoor. En ons sê nee, daai klink kwaai en hulle al die beloftes wat hulle maak en ek en Anton, ons kry 'n bestuurder, ons het 'n bestuurder gehad, ons sê vir jy werk in double shifts tot ons nog 'n bestuurder het. Maar ons is van volgende week af nie meer hier nie, ons gaan op hierdie kursus. En ek en Anton maak ons klaar, ons polish ons skoene, want ons gaan na Joburg toe, ons gaan na Johannesburg toe, ons gaan nou leer hoe om vir Liberty te werk. En dit was nou die Vrydag. Ek het op daai tyd nog by LNR gewerk, ek sit sommer 'n 24 uur bedanking en ek sê vir die direkteur van landbou daar, ek sê hoor hier asseblief meneer, Amy Oukamp, ek kan Dr. Amy Oukamp, ek het hierdie geleentheid gekry, ek kan dit nie langer vat nie, ek gaan die besigheid oorgee in 'n bestuurder se hand en ek gaan hierdie geleentheid gryp en hy sê vir my, Henry, doen wat jy dink jy moet doen. Ek sit my bedanking hier laatmiddag op sy tafel, dat hy nie te veel met my kan beklei nie. En daai nag begin dit hier werk. En Sondag aand as ek in die diens en as 'n spesiale prediker
En die Here stuur hom net vir my. Het jy al ooit in jou lewe agtergekom, partykeer preek 'n predikant net vir jou? Kom aan, miskien is hier vanmôre so iemand. En daar's 'n uitnodiging aan die einde. En die tema van daai hele boodskap is, wat kies jy, die mantel of die ploeg? En ek weet God het my geroep, en ek weet as ek in daai stroom ingaan, is ek weg vir die bediening. Ek gaan geld maak. En ek kom nie uit bo by die boedelingsbank. Nou moet jy weet, dis twee koppe, dis twee gedagtes. Ek sien hierdie glamour. Ek sien al hierdie dinge. Liberty Life is nie 'n Mickey Mouse maatskappy nie. Hulle het ons geheadhunt in daai jare. Anton is aan die way, hy's op pad. Hy sê daai aand in die kerk nie. Hy het ook gegaan op die ou einde. En ek staan en ek worstel, en 'n predikant kom langs my, Pastor Henry Loubser kom nie langs my. Hy sê, ek weet nie hoekom nie, Boeta, hy sê, maar die Here sê, ek moet jou vra vanaand, wat kies jy, die mantel of die ploeg? En ek breek. Ek sê, Here, vanaand kies ek by roeping. Ek los die glamour, die slim plannetjies. Ek het 'n plan gehad, maar God se raad sal bestaan. En ek bel 'n ou wat die opleiding gereël het, sy naam was Johan. Ek sê, Johan, ek gaan nie môre daar wees nie. Ek kan nie vir die opleiding kom nie, seker 10:00 die aand. Daai ou vloek seker 17 woorde aan mekaar. Hy sê, ons het alles in plek gekry. Ek sê, Anton gaan, hy sê nie, ek weet Anton het my nie gebel nie, maar jy moet kom. Ek sê, as nie 'n manier nie, ek kom nie. Want ek gaan bediening toe. So wat is jou slim plannetjies? Daai is die grootste besluit in my hele lewe. Anton het daarna skatryk geword. Toe Liberty in Pretoria skuif, nadat hulle die Afrikaanse tak in Pretoria straat begin het hulle hom honderde duisende rande uitbetaal om sy eie makelaarsbesigheid te begin. Hy's tot vandag in dit. En ek is maar kerk toe. Maar vandag kyk ek nie terug nie. Dat ek het meer siele bereik oor die jare. As wat geld werd is. So wat is jou planne? God gaan dit deurvoer, wat hy wil deurvoer. Hoofstuk 16 van Spreuke sê in vers 9, die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Wat ons so dikwels nie besef nie, is dat elkeen van ons ook bestem is tot meer in hierdie lewe. En Here, as ek praat van meer in hierdie lewe, praat ek nie van meer geld nie, ek praat nie van 'n beter kar nie, ek praat nie van 'n beter beroep nie. Jy's bestem tot meer in hierdie lewe, jy's bestem tot sy koninkryk. Jy's bestem om 'n effek te hê in sy koninkryk. En dit is waar jy 'n verskil moet maak. Jeremia 29:11, ons ken almal daardie ou skrif, ons quoteer dit, want hy sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. En hierdie hoopvolle toekoms is nie wat ons in ons menslike gedagtes het nie. Hierdie hoopvolle toekoms, kind van die Here, is binne die konteks van sy heerskappy, binne die konteks van sy koninkryk. Weet jy wat so groot vreugde is daar om met iemand te deel en hy gee sy hart vir die Here? Weet jy wat so groot vreugde is daar om te sien hoe dit 'n man loskom van dwelms af en die Here begin dien? Weet jy wat so groot vreugde is daar as 'n man en vrou hulle huwelik red omdat hulle Jesus aanneem? Jy kan dit nie beskryf met woorde nie. Jeremia 1:5 maak God hierdie verklaring dat hy elkeen van ons voor konsepsie, hy sê dit daar voordat jy gebore is. Hy sê voordat jou ma en pa bymekaar gekom het ek jou geken en voordat jy gebore is, het ek jou reeds afgesonder as profeet oor Israel. So God ken jou. Hy het jou bestem vir sy werk. Hy het jou geroep vir sy taak. Hy wil hê jy moet doen wat hy vir jou beplan het. Jy moet in jou lewe jy moet jou lewe lei, maar in hierdie proses waar jou lewe vat, moet jy jou voetstappe laat loop waar God wil hê dit moet loop. Hoekom? Dat jy kan uitkom by dit wat die Here vir jou beplan het, hierdie goeie gedagtes van God.
God het nie gedagtes van onheil nie. God het nie gedagtes van 'n nederlaag nie. God se gedagte vir jou en my lewe is goeie gedagtes. Dis gedagtes van vrede, dis gedagtes van voorspoed, dis gedagtes van seën, kind van die Here. Maar solank as ek my eie kop volg, gaan dit nie in my lewe realiseer nie. Jy voel dalk vanmôre soos 'n mislukking. Jy voel dalk vanmôre soos 'n niks. Jy voel dalk doelloos. Jy voel jy het geen rigting nie. Maar God se woord is duidelik. In sy beplanning vir ons lewe is daar meer as net 'n ordinêre, boring life. Sê vir jou langs jou, jy is nogal boring. Jy moet dit nie doen nie. Nou moet ek weer nagmaal hou, dan moet hy jou vergewe. God het meer as die ordinêre opstaan, Weet-Bix eet, môre is daar 'n pastousties, oor 'n môre dalk, as jy nou reg bietjie ryk is, kry jy nie trou by, gaan jy werk toe, wanneer is ons nou New Life, of wat is die ander goed wat hulle nou deesdae so eet? Future Life, alles in die future, gaan werk toe, kom daar by jou boring baas, al die ander kollegas ook boring, werk, moan, groan. Hoekom is ek hier? Wat maak ek hier? O, gesleggie. Is nie lekker by die werk nie. Werk is nooit lekker nie. Ek het gister baie gras gesny. En terwyl ek daar ry, toe dink ek, baie mense wil baie graag op hierdie trekkertjies ry. Ek het gelukkig gister die trekker gehad, ek het nie die handmasjien gehad nie. Terwyl ek daar ry, toe dink ek aan al die mense wat my sê, ek wil bietjie ook gras kom sny daar by jou op die trekker. Toe dink ek myself, jy gaan dit net 2 keer doen, dan is dit boring. Okay, want dan skit jou longe uit. Okay. So werk is nie lekker nie. Maar die Here sê, ek het vir jou meer as dit. Ek het 'n groter plan met jou lewe. Ek wil bereik in jou lewe wat ek vir jou beplan het. En Eksodus 1 vind ons Israel op 'n baie slegte plek. Vir 400 jaar sit hulle vasgevang as slawe. Hulle is bestem vir Kanaan. Maar hulle is vasgevang en vasgeval in Egipte, waar die innerlike vrede van hulle beroof is. Die voorspoed is weg en die seën van God sien hulle nie in hulle lewe nie. Hulle word verdruk en dan vaardig Farao nog die wreedste wet uit wat daar uitgevaardig kan word. In Eksodus 1 vers 22, toe gee Farao aan sy hele volk bevel, nie net aan sy weermag nie, aan sy hele volk. Hy sê vir almal, as julle 'n baba van die Hebreërs sien, gooi hom in die Nyl. Want daar, kind van die Here, is 'n klomp krokodille. En is 'n deel van hulle afgoderry. Gooi hom in die Nyl. Gooi die kinders, maak hulle dood. Al die Hebreëse seuns wat gebore word, moet julle in die Nyl werp. Maar iewers, tussen hierdie duisende ouers wat hulle kinders verloor het, tussen hierdie duisende ouers wat hierdie pyn van hierdie geweldige stryd ervaar het, wat hierdie verskrikking moes deurgaan, was daar 'n man en 'n vrou uit die stam van Levi, wat gesê het, ons sien hierdie kind van ons, hierdie kind is pragtig, God het hierdie kind gemaak, bestem tot die Nyl nie, daar moet 'n ander plan met hom wees, ons gaan God vertrou, en sy vat 'n mandjie, en sy bestryk dit met modder, en sy bestryk dit met pik, en sy sit daar die mandjie binne in hierdie rivier neer, waar die kinders ingegooi moet word, kind van die Here, en hier lê hierdie klein Moses binne in daardie water, hoekom? Want God het 'n plan met sy lewe. Het hy die plan geken? Nee. Het die ouers die plan geken? Nee. Hulle het nie alles geweet nie. Al wat hulle doen is, hulle doen wat God vir hulle sê, want hulle het gebid, hulle het hierdie kind aan die Here toegewy, hulle het hom besny, kind van die Here. So iewers langs hierdie pad, kom die Here en hy praat met hierdie man en hierdie vrou. Hy sê vir hulle, ek het 'n plan met hierdie kind. En hier begin Moses se pad na God se heerlikheid. In Eksodus 2 vers 9 tot 10 sien ons hoe Farao se dogter toestemming aan Moses se moeder gee
om Moses te soog. Daarop sê Farao se dogter vir haar, dis vir Moses se moeder, neem hierdie seentjie en soog hom vir my, en ek sal jou loon gee. Kan jy sien hoe werk die Here? Sy kry haar baba terug. Haar baba word nie doodgemaak nie. En die duiwel betaal haar om hierdie kind groot te maak. Dit nie kwaai nie. OK, so gemaak 'n klomp kinders groot. Jy gaan geld kry by die regering. So luister mooi, kind van die Here. Die vrou vat hierdie seentjie en sy soog hom. Vers 10 sê, en toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter, en hy het haar seun geword. En sy het hom Moses genoem en gesê, ek het hom mos uit die water gered. Ek het hom mos uit die water getrek. Hier sien ons stap nommer 1 van Moses se pad tot heerlikheid. Jeremia 1 vers 5 begin in vervulling kom. God se gedagtes, God se plan voor geboorte, God se plan na geboorte, kom in plek vir Moses. Die Here spaar hom. God het hom voor geboorte geken en gesalf om 'n spesiale taak te verrig, ten spyte van die koning se bevel dat alle pasgebore seuns moet sterwe, behou God Moses in die lewe. God verlos Moses uit die kake van die dood, omdat hy 'n plan en 'n doel met Moses se lewe het. God het 'n plan vanmôre met jou lewe. Soos God 'n plan met my lewe het. En weet jy, God se plan is nog nie klaar in my lewe nie, want ek het nog asem in my. OK? Ek moet hier af vorentoe in hierdie seisoen van my lewe, moet ek die Here vra, Here, wat wil U nou hê, moet ek vir U doen? Ten spyte van hierdie koning se bevel om al die seuns dood te maak, kom God se plan baie sterk deur. En ek wil jy moet mooi kennis neem, want jy mag nou 'n vraag in jou hart hê. Maar wat van al die ander seentjies wat gesterf het? God dan nie 'n plan met hulle gehad nie? Ek wil jy moet baie mooi verstaan. God het ook met dit 'n plan gehad. Want hierdie kinders sterf en dit laat hierdie klomp Israeliete binne in omstandighede val waar Eksodus 2 vers 24, 23 en 24 eintlik na vore kom en hy sê, en hulle geroep om hulp oor hulle slawerny het opgeklim tot God en God het hulle gekerm, die pyn, hulle verdriet, hulle gesig gehoor en God het gedink aan sy verbond met Abraham. As hierdie mense nie deur hierdie verdrukkings gegaan het nie, sou hulle nooit begin bid het nie. Wie van julle het agtergekom, is baie makliker om te bid as jy in die moeilikheid is, as om te bid as jy nie in die moeilikheid is nie. Kom aan. So baie mense sal die Here se aangesig soek as daar iets in hulle lewe gebeur, maar hulle kom nie voor die tyd by God uit nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, ja, daar is baie dinge rondom gebed wat ek en jy moet leer. Maar gebed is net gesprekvoering met die Here, soos ek met jou praat nou, moet jy net na die Here toe gaan en praat met hom oor jou kinders, praat met hom oor jou vrou, praat met hom oor jou werk, praat met hom oor jou besigheid, praat met hom oor jou gesondheid, praat met hom oor sy roeping vir jou lewe, vra vir die Here, wat is jou plan met my, Here? Net soos ek nou vir jou gesê het, doen dit met die Here, gaan sit net by sy voete en begin net met hom praat. Vat die woord en lees die woord en sê, Here, U woord sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, geen onheil sal my tref nie. Dan sê Here, U woord verklaar dit oor my lewe. Ek vat dit nou as my eie. Ek maak dit my eie, Here. Want die woord is skerper as enige tweesnydende swaard wat skeiding maak tussen murg en been. Hierdie mense roep tot God. Die pyn en die stryd noop Israel om ernstig tot die Here te begin bid. Wat is stap nommer 2 tot Moses se heerlikheid? Of tot God se heerlikheid in Moses se lewe. God berei Moses voor vir die werk en die taak waarvoor hy geskape is. Dan moet 'n voorbereidingstyd wees. Wat die Here jou wil voorberei. Hoor as sê Eksodus 2 vers 10, en toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter en hy het haar seun geword. En ek het gaan kyk, dit is moeilik om te bepaal, maar die tradisie van daai jare sê dat
'n kind gesoog is tot op 3-jarige ouderdom. En toe hierdie seentjie groot geword het, toe op die ouderdom van 3 kom, toe daar die kulturele gebruik verby was, waar sy moeder na hom omgesien het, toe vat hierdie moeder hierdie kind na Farao se dogter toe. Hoor dat sê Handelinge 7 vers 22. En Moses is opgelei in al die wysheid en dade. Hoor nou mooi, wat is hierdie stap? Tot Moses se heerlikheid. God berei Moses voor vir die werk waarvoor God hom geskaap het. En Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en was magtig in wat? Ek hoor nie. In woorde. Sê hy woorde. Maar dieselfde Moses sê, ek kan nie praat nie. Kom aan, net 'n bietjie later aan in sy lewe. Hy was magtig. Wat beteken magtig? Hierdie kind het opleiding ontvang onder die beste van die beste wêreldmoondhede wat in daai jare was, eintlik die eerste wêreldmoondheid wat bestaan het. Die Egiptenare het wysheid gehad, ja, hulle was afgodeaanbidders, maar daar was iets by hulle. En hierdie man was opgelei. Hulle het hom alles geleer met betrekking tot die Egiptenare. Hy het hy kultuur geken, hy het hulle afgode geken, hy het hulle misleiding geken. Hy het al hierdie dinge geken, kind van die Here, wat hy aan blootgestel was. Hoekom? Want God het 'n taak vir hom gehad. Hy moes Israel gaan haal in die midde van Egipte. Vir 37 jaar berei God Moses in die huis van Farao voor. Die eerste 3 jaar was hy in sy moeder en sy vader se huis. Jy wonder dalk waarom jy deur so baie dinge in jou lewe moet gaan. Hoekom is ek hier? Hoekom is ek daar? Ek wil vir jou sê, God is besig om jou voor te berei vir wat hy in jou lewe wil doen. Hoekom moet ek hierdie pad loop? Here, hoekom moet ek hierdie lesse leer? Hoekom moet al hierdie dinge met my gebeur? God is besig met jou. Ek het nou die dag 'n man hier voor my gehad, wat my gesê het, hier het 'n klomp gebeur, ek verstaan dit nie. En toe het vir my sê, toe kry ek so lekker hier in my hart, want toe weet ek, God is besig, want ek het dit al 'n paar maande, 'n halwe jaar of 'n jaar terug begin sien in sy lewe. God is besig met hom, hy verstaan dit nie, en niemand moet inmeng nie, want God sal dit uitsorteer op sy regte tyd, en vandag, kind van die Here, sy dag. God werk soos hy wil. Al wat ek en jy moet doen is, hou jou hand in sy hand. Loop waar hy wil jy moet loop, doen wat hy wil jy moet doen. Jy wonder dalk hoekom is daar so baie dinge wat jy nie verstaan nie. Dinge gewoonlik buite jou beheer. God vorm Moses se karakter. Onthou, hy word groot in 'n vreemde huis, in 'n vreemde land, vreemde kultuur. En vir 40 jaar berei God hierdie man voor vir die werk wat God in sy lewe wil doen. 40 jaar. Nou julle, 40 jaar in ons lewe is 'n lang tyd. OK? Ek hoop nie hy vat 40 jaar met jou nie, want dan gaan jy baie gryser wees as ek. Hoe gouer jy hoor, hoe gouer jy luister, hoe gouer gaan goed gebeur. Hy leer ken die misleiding van Farao, wie die volk in daardie tyd gesê het 'n God is. Hy ken hierdie valse gode van Egipte en hoe dit werk. Hy leer ken die weelde van hierdie wêreld waarin die Egiptenare geleef het, goud en silwer en al hierdie dinge wat vir hulle pragt en praal was. Maar iewers diep in sy hart hier, onthou hy hoe sy moeder en sy vader hom leer bid het, op daardie 3-jarige ouderdom. Hy kyk in sy eie lewe na die besnydenis. Hoe weet ek was besny, want Sipora roep het uit. Bloed, bereidigom. U sien, kind van die Here, daar was iets in hierdie kind se lewe wat God gevestig het. En daai ding het hier binne gelê, daai saad. En ek weet nie of jy weet nie, saad ontkiem en saad ontwikkel om vrug te kan dra. Op 40-jarige ouderdom het dit in sy hart opgekom, die Bybel sê dit. Hoor as Handelinge 7:23. En nadat hy
die ouderdom van 40 bereik het dit in sy hart, sê bietjie in sy hart, opgekom om sy broers, die kinders van Israel, te besoek. So waar kom dit op? Ek hoor nie. In sy kop of in sy hart? Ek weet, as ek en jy 'n nuwe cruiser wil koop, dan kom dit in ons kop op. OK. Kom aan. Hierdie saak kom nie in sy kop op nie. Hier's iets wat hom brand, hier's iets wat hom dryf, hier's 'n diepte wat hy nie verstaan nie. Wat God se purpose in sy lewe is. Hoekom is ek waar ek is? Hoekom het dit gebeur? Hoekom het al die kinders gesterf, maar ek het gelewe? Moses, ek het 'n plan met jou. Here, wat is daai plan? Die Bybel sê, nadat hy die ouderdom van 40 bereik het dit in sy hart opgekom om sy broers, die kinders van Israel, te besoek. Hier diep in Moses se hart het hy die onreg van sy volk ervaar. Hierdie begeerte was nie net uit homself nie, dit was 'n inspraak van die Heilige Gees van God. Spreuke 19:21 sê, baie planne is in die man se hart, maar die raad van die Here sal bestaan. Handelinge 7:24 sê, toe hy sien dat iemand onreg aangedoen is, het hy hom verdedig. In Eksodus 2 vers 11b staan, en Moses het na sy broers uitgegaan, en hulle harde arbeid aangesien, en hy het gesien hoe 'n Egiptiese man, 'n Hebreëse man, een uit sy broers slaan, en hy het hierheen en daarheen gekyk, sê bietjie hierheen en daarheen. En toe hy sien dat daar niemand was nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom in die sand begrawe. Julle moet onthou, hy was 'n prins. Hy het gesag gehad. Hy was magtig in woorde en in dade. En toe hy sien hoe dat hierdie Egiptiese man onreg doen aan sy eie mense, het dit hier in sy hart ontvlam en het hy opgetree teenoor hierdie man en vermoor hy hierdie man. Wat leer ons hieruit? God se plan om Israel te verlos brand in sy hart. Maar hy besef nie, dit is van God nie. God se planne werk nie met menslike krag en vermoë nie, maar God se plan vir jou lewe werk in die Gees. So wat moes hy doen? Hy moes God gevra het. Moses kyk nie op na God nie, maar wat doen hy? Hy kyk hiernatoe. Wat beteken hiernatoe en daarnatoe? Dis soos ek en jy op die pad ry deesdae met al hierdie manne wat so wild ry. Jy kyk hiernatoe en daarnatoe die hele tyd. Plaas dat ons net opkyk en sê, Here, vat my tot aan die ander kant. OK? Hulle kyk hiernatoe, hulle kyk daar, hy kyk rond. Wat doen hy? Hy weet wat hy gaan doen. En hy probeer vasstel, is hier iemand wat 'n getuie kan wees. Hoekom? Want as ek hierdie man doodslaan vandag, as ek van hom ontslaa raak, en dit kom by Farao uit, is ek dood. Toe slaan hy die Egiptenaar dood, en die Bybel sê, vir my en jou, dis nie deur krag of deur geweld wat God se plan het in jou lewe tot stand sal kom, maar deur sy Gees. God werk nie in menslike krag nie. Hy het geen behaag in my en in jou vermoë nie. Niks. Ek het gesien daai oggend toe ons wou beroof hier van 'n klomp geld, toe ons die Family Kids Camp hier weggestuur het, toe 3 manne hier ingestap het om die kerk te besteel, vermom met blaadjies om hulle nek, kaartjies om hulle nek, wat sê hulle kom van mannekrag af. Departement Arbeid. Gelukkig staan Jerry in die ingangsportaal, hy kyk deur hy spieël en hy sien, hulle vra vir Christa, gaan haal vir my water, en sy gaan haal vir hulle water, en sy is terug, en hy sê, hoor, die water is te warm, gaan haal asseblief my koue water, en ek sit net langs, en hulle weet nie, ek is daar nie. En al wat sy doen, is hy skuif hy laai met dat nie toe sy loop, en as sy klas oor die 18.000 rand binne in hy laai, en sy gaan haal vir hom water, en Jerry wys, hulle die geld gesteel. En ek is alleen, en hulle is 3. En ek het nie die dikste arms, ek gelyk is soos Marius, ja, sal ek nog 'n kans gevat het, maar daar's nie 'n manier nie. En al wat ek weet is, die naam van Jesus is 'n sterk toring, die regverdiges vlug daar en hulle word beskut. En ek roep die naam van die Here uit, terwyl ek hom letterlik aan sy das gryp,
Die volgende oomblik, kind van die Here, haal hy die geld hier uit sy moue uit. Ek weet nie waar dit uitgekry het, moet ook weer sien, toe sit in sy hand. En hy sê, vat dit net, vat dit net, vat dit net. En hulle begin agteruitstoot met hulle kar en hulle ry. En nie 1 sent is weg nie. Hoekom? Want dit is nie deur krag nie, nie deur geweld nie, maar dit is deur die gees van ons God. Die volgende dag is Moses terug by sy broers en wat gebeur nou? Gister was dit die Egiptenaar en die Hebreër, nou veg 2 boeties, 2 Hebreërs veg met mekaar. Die volgende dag het hy weer uitgegaan en daar was 2 Hebreëse seuns, 2 manne wat met mekaar veg. Hy vra toe die een wat ongelyk gehad het, waarom slaan jy jou naaste? En hy antwoord, wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? Dink jy om my dood te slaan soos jy die Egiptenaar omgebring het? En Moses het gevrees en gesê, waarlik, die saak het bekend geword. En toe Farao van die saak hoor, het hy probeer om Moses dood te maak, maar Moses het van Farao af weggevlug in die land van Midian gaan woon. Kan jy sien hierdie tydperk waardeur hy kom? Moses se begeerte om sy volk te help, lei tot 'n situasie van vervolging. Ek wil vanmôre vir jou sê, baie keer probeer jy goed doen aan iemand. En dan voel jy hulle klap jou in jou gesig. Kom maar net jy dit al ervaar. Moenie te veel daaroor worry nie. Spreek vry en gaan aan. Maar gee elke ou die geleentheid om by die Here uit te kom. Wat is die 4de stap? God se doel, sy roeping, sy plan met Moses se lewe kos hom 'n prys. Hebreërs 11. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag het, as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na 'n beloning. So wat doen Moses? Hy breek met die dinge van die wêreld. Hy maak klaar met die goed van hierdie lewe. En hy begin fokus op dit wat God in sy lewe wil doen. Wat is die 5de stap? God vorm sy karakter en vir 40 jaar leer hy om skape te versorg en op te pas. Hoofstuk 2 vers 22b sê, en toe sy 'n seun baar, het hy hom Gersom genoem, want hy het gesê, ek het 'n vreemdeling in 'n vreemde land geword. En Moses, hoofstuk 3 vers 1, en Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. Prins, skaapwagter. Daar is nogal 'n verskil in status, né? Kom aan. Kragtig in woorde en in dade. Al wat hy nou het is 'n staf in sy hand. En 'n klomp stinkskape waarna hy moet omsien. En 'n paar skape wat ook nie wil luister nie. Okay, vra my. Balhoorig. Maar die Here leer hom vir 40 jaar. Hoekom? Hoekom is hy daai pad loop? Want hy moes God se kudde uit die gevaar gaan haal. En daarna moes hy God se kudde vir nog 40 jaar versorg. Hy moes na hulle omsien. Miskien voel jy ook vandag soos 'n vreemde in 'n vreemde land. Jy het hierdie droom wat jou gejaag het en vir 'n tyd lank lê alles stagnant en nou slegs die rotine van jou daaglikse bestaan jou aan die gang. Ek wil vanmôre vir jou sê, God sal sy droom in jou lewe vervul as jy hom bly vra. As jy by hom bly. Pastoor, maar dit gaan al 10 jaar aan, hierdie goed werk nie uit nie. Wat maak ek hier? Hoekom maak jy nie vir my ander deur? God sal sy proef. God gaan deur die stryd waardeur jy gaan, rus hy jou toe, jy weet dit net nie. Hy vorm jou karakter. Ons het almal 'n klomp flaws in ons karakter. Maar die Here vat Moses en hy rig hom op sy manier en hy leer hom. Wat is die 6de stap? En hier kom die draaipunt. Moses ontmoet God en bots met sy bestemming. Eksodus 3 vers 1. En toe hy die klein vee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God
Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit die doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. Vers 4, toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Here, my lewe is chaos. Ek is in 'n vreemde land. Ek is ontwrig deur my besluit om die volk te help. Dit het nie gewerk nie. Kyk, waar is ek? Kyk, hoe lyk my lewe nou? Wat bly vir my oor? Hier is niemand hier wat ek ken nie. My volksgenote is nie. Ek is nie eens tussen my eie mense nie. Moses, ek ken jou by jou naam. Weet jy, God ken jou vanmôre by jou naam. Hy weet wie jy is. Hy ken jou. Hy ken jou. Hy weet wat hy vir jou beplan het. Al wat hy vra is, antwoord net vanmôre. Hier is ek, Here. Daai nag, daai aand, toe ek moes kies tussen die mantel en die rykdom van hierdie wêreld. Toe draai ek om en ek sê, Here, ek sal maandag terug gaan, my bedanking gaan terugtrek. Maar ek kies die lewe. Ek kies u plan. Dit het 'n prys gekos. Maar die Gees het my gehelp om die regte besluit te neem. En daai aand toe sê ek vir die Here, Here, hier is ek. Ek kan nie praat nie. Soos ou Marius verlede week gesê het, ek het dit gehaat om enige speech in die klaskamer voor mense. Ek weet ons almal hou nie daarvan nie. Maar ek kon dit nie handle nie. My broek het gebewe, alles het gebewe. Maar weet jy, op Bybelskool, toe ons op die college was, dan gee hulle vir ons, en sê hulle, jy preek hierdie Sondag, ons is klomp studente, maar jy het 15 minute aan met jy preek. Dan vat ek die Bybel en sê, Here, ek moet nou preek, wat moet ek nou doen? Gee die Here my 'n woord. Skryf ek daai woord uit soos ek maar nou nog doen. Dan is dit net so 1 of 2 bladsye, want ek het nou net 15 minute. Staan ek op daai kansel en bewe alles. Maar die oomblik as ek my mond oopmaak, en die Gees begin die woorde vat. Ek dink daar was een geleentheid waar ek op die Bybelkollege gepreek het, wat ek nie 'n uitnodiging gemaak het en die studente nie almal vorentoe gekom het nie. Hulle het nie vorentoe gekom omdat hulle vir my lief is nie. Hulle het vorentoe gekom omdat hulle die Gees ervaar het. Ek wil vanmôre vir jou sê, God wil iets in jou lewe doen. Maar jy moet hom ontmoet. Dis die vertrekpunt. Ek moes by God uitkom. God maak sy plan aan Moses bekend. Moenie nader kom nie, vers 5. Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Verder sê hy vir hom, ek is die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Voordat Moses sy goddelike doel kon vervul, moes hy eers met God ontmoet. Net so ons, hoor dat sê Handelinge 17:30, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral, dat hulle moet bekeer. Hebreërs 6 vers 1 is daar 6 pilare, waarop Christenskap gebou is. En die heel eerste pilaar sê, ons kan nie bly by die begin van die prediking van die evangelie van bekering nie. Die heel eerste pilaar is bekering. Jy gaan nie die ander pilare in plek kry, as jy nie jou hart aan God wy nie. As jy nie jou hart oorgee vir die Here en sê, Here, hier is ek nie. Daar was 'n dag in Nelspruit toe ek my lewe vir die Here gegee het, en ons sê, Here, ek wil jou aanneem. Red my. Help my. Maar weet jy wat doen Moses? 5 keer sê hy, maar as.
Maar as, Here. Dit is 'n snaakse kombinasie, né? Maar die Bybel sê maar as. Maar as wat? 3 vers 11. Maar wie is ek, dat ek na Farao sal gaan? Maar Here, as dit nou nie gaan werk nie. Maar Here, as ek nou nie daar uitkom nie. Maar Here, as ek nou nie u stem kan hoor nie. Maar Here, as mense nou nie na my wil luister nie. Al hierdie maars, wat my en jou terughou om te doen wat God wil hê jy moet doen. Maar wie is ek, dat ek na Farao sal gaan? Kan jy sien sy selfbeeld? Het seer gekry. 3 vers 13. Maar wie sal ek sê het my gestuur? Elke keer wat hy sê maar, sê die Here vir hom die antwoord. En dan sy reg met die volgende maar. Hoekom? Want hy sê lus vir hierdie een nie. Hy weet nie hoe dit gaan werk nie. Maar wie sal ek sê het my gestuur? Hoofstuk 4 vers 1. Maar as hulle my nie wil glo nie. Hoofstuk 4 vers 10. Maar Here, ek is nie 'n man van woorde nie. Wat het ek nou gelees van hom? Kragtig in woorde en in dade. En almal sê het gehakel. Ek is nie helemaal oortuig daarvan nie. En ek wil nie dit evangelie maak nie. Dis glad nie wat hy sê nie. Hy was nie belese met die Hebreëse taal nie. Hy was nie vlot om dit te praat nie. So hoor mooi kind van die Here. Sy tong was starig. Want hy het nie groot geword binne die milieu van die Hebreëse taal nie. Daarom sê die Here vir hom, ek sal vir jou Aaron gee. Hy was kragtig in woorde en hier sê Here, ek is useless, ek kan nie praat nie. Die laaste wat hy sê, ag Here, ek het nou al die dinge vir jou gesê en jy bly vir my sê gaan. Stuur tog net iemand anders asseblief wie u wil stuur. Los my net uit. En toe sê die Bybel, toe ontvlam die toorn van die Here teen hom. Hoekom? Het ek jou nie tot hier gebring nie, Moses? Het ek jou nie uit die rivier uitgehaal nie? Het ek jou nie deur die water heen gered nie? Het ek jou nie gekies en jou tot geboorte gebring om te doen wat ek wil hê jy moet doen nie? Al wat jy het is, maar Here, ek kan nie. Ek kan dit nie nou doen nie. Maar Here, ek het nie die krag nie. Maar Here, my besigheid. Maar Here, my werk. Maar Here, al hierdie ander goed wat voor my staan, maar die Here sê, jy kan. Moses, jy is my man. En dan sien ons die volgende stap. Moses gehoorsaam die Here, hy gaan. Toe gaan Moses, hoofstuk 4 vers 18 en 20, toe gaan Moses weg en kom by sy skoonvader Jethro terug en sê vir hom, en ek is amper klaar, laat my tog trek en na my broers teruggaan wat in Egipte is. So wat doen Moses? Hy getuig voor Farao oor die God van Israel. Hy is vreesloos. Vers 21 sien ons dat God ons die krag sal gee om te doen wat hy wil hê ons moet doen. Hoor dit sê in vers 21. En die Here sê vir Moses, nou dat jy vertrek om na Egipte te gaan, nou dat jy gehoorsaam is, nou dat ek jou oortuig het, nou dat jy reg is om te doen wat ek wil hê jy moet doen. Kyk, dat jy al die wonders voor Farao doen wat ek in jou mag gestel het. So waar gaan jy die krag kry om te gaan doen wat jy moet doen? Nie hier uit nie. Nie by die ouetjie langs jou nie, nie by jou man nie, nie by jou vrou nie, nie by jou kinders nie. By hom. En dis wat ons die fout maak. Niemand kan jou help om God se doel in jou lewe te vervul nie. God roep jou en hy gaan jou bemagtig en hy gaan vir jou die krag gee. Wat is die 7de stap? Nee, ek is klaar by hom, die 8ste een. Hy word verlos deur 3 dinge. Die bloed van die lam, deur die wolk en die vuurkolom, en die 3de een is deur die water van die Rooi See. Hoor wat sê die woord van die Here. En die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom, om hulle op die pad te lei, en snags in 'n vuurkolom,
om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. En dan kom daar 'n wonderlike skrif in die Nuwe Testament, 1 Korintiërs, die 10de hoofstuk, vers 1 tot 4. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was, en almal, hoor nou mooi, dat ons vaders sê almal. Ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was, en almal, sê almal, deur die see deurgegaan het, en almal, sê almal, in Moses gedoop is, in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys, die manna geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, die rots wat water laat vloei het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het. Die rots was Jesus. Sê hierdie skrif. Die kerkwêreld, die teoloë, die slim geleerdes, wonder, moet ek my laat doop, moet ek my nie laat doop nie. Die Bybel sê die hele volk almal is in die naam van Moses in die Rooi See gedoop. Hoekom? Want God moes die hele Egiptiese lewe afsny, sodat hulle kon klaar kry met hulle gisters, om 'n nuwe begin te begin. Daarom verklaar die woord van die Here, almal wat in Christus Jesus gedoop is beklee met 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, ek maak alles nuut. Vanmôre het ons 4 mense wat hierdie bad van wedergeboorte gaan. Nikodemus, ek sê vir jou, jy is die leraar van Israel, verstaan jy hierdie dinge nie? As iemand, Nikodemus, ek sê vir jou, as iemand, almal, nie weergebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Hier is 'n potlood en hier is 'n pen. Ek sit dit in jou hand, al twee. En ek sê vir jou, hier is die potlood, hier is die pen. Sien julle dit? En ek sê vir jou, gee asseblief vir my die potlood aan. Watteen gaan jy vir my aangee? Hoekom? Hierdie een. Nou kom ek en ek sê vir jou, gee asseblief vir my die pen aan. Watteen gaan jy vir my aangee? Die pen. Nou kom ek by jou en ek sê vir jou, gee asseblief vir my die pen en die potlood aan. Watteen gee jy aan? Ek hoor nie. Ek hoor nie. Ek hoor nog steeds nie. Al twee! Hoekom? Want die lidwoord tussenin is 'n verbindingswoord. Gee my die sout en die peper aan. En in jou hart is daar geen twyfel dat jy die soutpot en die peper moet aangee in die kind van die Here. Maar in teologie verstaan ons dit nie. Jy moet weergebore word, Nikodemus, uit water en uit gees. Dis tweeledig, kind van die Here. Jy kan nie wedergeboorte instap sonder dat jy deur die Rooi See gaan, sonder dat jy die ou lewe aflê deur die bad van wedergeboorte nie. Jy het God se wedergeboorte in jou lewe nodig. Jy het water nodig. Dis 'n baarmoeder groot genoeg om jou 6'3" lyf te hou, kind van die Here, of jou 5'4" lyf te hou, of jou 1,8 meter lyf te hou, om jou tot geboorte te bring. En die oomblik wanneer daai water skeur, dan skeur die baarmoeder en 'n nuwe lewe word gebore en die naaldstring word gesny. Jy kry klaar met jou gister en God kom en hy haal asem en hy klap hom op die bout en hy sê vir hom, haal asem, en hy kan skreeu uit sy longe uit. Hoekom? Want hy het die asem van die lewe ingeteeg. Hoe moeilik, Nikodemus, wil dit vir jou wees? Ek verstaan nie hierdie dinge nie, Here. Hoe kan ek as ek oud is vir 'n tweede keer gebore word in die skoot van my moeder? Nikodemus, verstaan jy dit nie? Jy het water nodig, jy het gees nodig. Jy moet uit my gebore word. Ek is gees, ek is jou geestelike pa, maar jy kan nie, want jy die duiwel as vader. Jy kort 'n wedergeboorte in my. My saad, my logos spermatikos, my woord moet in jou hart begin seevier. Jy moet deur geboorte kom. In die oomblik as die water breek, en daai dag, toe ek die Here aangeneem het, en hulle my in daardie doopbad indruk,
en ek daaruit kom, toe weet ek, my ou lewe is verby. Al die pyn en die onvergifnis, al die dinge waartoe ek gegaan het nuut geword. En van daai dag af het hy my geposisioneer om die heerlikheid van God te ontvang. Die laaste punt hier in Moses se lewe is, hy kom met die Here, hy sê, Here, toon my jou heerlikheid. En die Here sê, Moses, jy kan my nie sien en bly lewe nie, maar kom staan by my op hierdie rots. En elkeen wat in Christus Jesus se naam gedoop is, kom staan op die rots, man. En ek wil vir jou sê, die belofte van die Heilige Gees behoort aan jou. En die Bybel sê, Moses kom in die Here se teenwoordigheid en God ontmoet met hom op 'n kragtige manier. En hy vat hierdie 2 tafels waarop gegraveer is en hy klim van die berg af, onwetend dat hy lyk nie soos 'n gewone mens nie. Want toe Aaron en die volk kom sien, toe skyn sy gesig van heerlikheid en hulle hardloop weg omdat hulle bang is. Hy was in die teenwoordigheid van die Here. Ek wil vanmôre vir jou vra, hy het 'n pad geloop van waar hy gekom het om die heerlikheid te ontvang. Hoe lank gaan jy wag om die heerlikheid te kry? Hoe lank gaan ek en jy wag om hierdie heerlikheid van God te ontvang? Dit kom deur gehoorsaamheid. Ek wil vanmôre vir jou sê, hou op redeneer oor die Bybel. Vat die Bybel, as die Here sê, hy praat deur 'n donkie. Weet jy wat het hy gedoen? Hy het deur 'n donkie gepraat. As die Here vir jou sê, die maagd sal swanger raak. Wie het swanger geraak? Die maagd. As die Here sê, hoor jy 'n vis, nou nie 'n walvis soos die kinderbybel sê nie, het Moses ingesluk. Wat het hom ingesluk? 'n Groot vis. As God sê, daar staan 'n esel vasgemaak aan die druiwestok, wat het vasgestaan? As hy vir jou sê, jy moet weer gebore word uit water en uit gees. Vergeet jou kerk, man. Hierdie kerk kan jou nie red nie, hierdie genootskap kan jou nie red nie. Maar die woord kan. Deur die bloed van hom wat sy lewe vir my gegee het. En daai dag toe ek dit besef, want weet jy wat was my argument? 6 jaar lank het ek geskop teen die prikkels. Ek kon dit nie verstaan nie. Want my kerk se naam, my kerk se dogma het meer geweeg as wat hierdie Bybelboek weeg. Nikodemus, jy kom in die nag na my toe, ek verwyd jou nie. Jy wil weet hoe werk hierdie wonders en hierdie tekens. Ek kan dit nie vir jou sê nie, voordat jy nie weergebore is, want jy gaan dit nie verstaan nie. En dan in vers 8 antwoord hy hom, hoe dit werk. Elke een wat uit my gebore is soos die wind. Jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. Al wat jy sien is die effek van die teenwoordigheid van die Here in daai mense se lewens. Hy gaan opduik wanneer jy dit nie verwag nie. Hy gaan met jou praat wie jy dink nie met jou kan praat nie. Persoon gaan God stuur wat jy nie verwag het nie. Hy gaan met jou deel soos hy met jou wil deel. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as 'n weg tot heerlikheid. Vir elkeen wat glo. En die weg is in Christus Jesus. Is daar iemand vanmôre in hierdie kerk, kom ons buig ons hoofde in aanbidding. Wat vanmôre sê, Here, ek het 'n begeerte om by die heerlikheid van God uit te kom. Is daar so iemand vanmôre? Maar ek verstaan vandag, daar is 'n weg. As 'n hand wat opgaan, is daar nog iemand. As nog hande wat opgaan, is daar nog iemand. Steek maar jou hand op, ek wil vir jou bid, jy gaan nie uitkom vorentoe nie, moenie bekommerd wees nie, as baie hande wat opgaan. Sy weg met jou lewe, sy weg. Al wat ek en jy moet doen is, ons moet oplei met sy plan. Ons moet doen wat die Here vir ons sê. Vader, baie, baie dankie vir elkeen wat hulle hand opsteek. Dankie vir elkeen wat vanmôre sê, Here, ek het U nodig. Ek wil met U ontmoet. En Here, hier is 'n klomp stappe in Moses se lewens wat ons vanmôre oor gepreek het. En ek wil vra, Here, dat U ons sal help om deur daai stappe te werk. Ons verstaan nie altyd waar ons is en hoekom goed gebeur nie. Maar al wat ek vanmôre weet is, Here, U het 'n raadsbesluit oor my lewe en U gaan dit deurvoer. Daarom wil ek uitsien na dit en wil ek inhak by dit. Wil ek myself tot beskikking stel van dit,
sodat ek U heerlikheid kan aanskou. So bid ek dit vir elkeen vanmôre, Here, wat hulle hande opgesteek het en ook hulle wat vanmôre sê ek is daar. Wil ek vra, Here, dat U elkeen sal gebruik volgens wat U wil doen. Verheerlik U self in ons midde, Here. Help ons om die vertrekpunt te vind en dis om God te ontmoet. Daarom bid ek in Jesus se wonderlike naam, dat U hulle wat nou deur die bad van wedergeboorte sal gaan, Here, dat U hulle sal posisioneer vir U plan vir hulle lewe. En dat U, Here, U doel in hulle lewe sal bereik. En ek dank U daarvoor, Vader. Amen. Ek gaan vra dat al die dopelinge vir my na vorentoe kom asseblief. Vanmôre Ian, en dit is Ivan, Ivan, Marius, dan het ons een liewe dame wat ook kom, kyk hoe pragtig lyk hierdie twee. Kom vorentoe. Ons moet jou hier ophelp. Help my net gegoed. Nie waar nie gaan net so as hy. Staan sommer net hierbo. Hy is baie bang hy moet van hier af inspring. Ek wil vir jou vra vanmôre. Wil jy nie hierdie twee mensies of hierdie vier mensies net opdra vanmôre en vir die Here sê, Here, ek bid dat U hulle sal bewaar en dat U met hulle 'n pad sal loop, nie, Here. Kom ons vra vanmôre die Here se genade oor hulle lewe. Wil jy nie opstaan en jou hande uitsteek en hulle seën nie. Vader, ek kom vanmôre voor die troon. En terwyl ek my hande uitsteek, Here, na hierdie vier mense. U het Moses gekies van die begin af. U het hulle gekies van die begin af. Hulle is vanmôre hier om te sê, Here, hier is ek. Ek sit my hand in U hand. Ek gaan doen wat U, Here, van my verlang. En Here, die boodskap van Johannes die Doper is uitdruklik dat elke mens moet hom bekeer en glo in die een wat na hom kom. Dieselfde boodskap is die boodskap wat Jesus spreek, dat hulle moet bekeer en hom moet glo. En dieselfde boodskap wat Jesus en Johannes gepreek het, is ook die boodskap wat Jesus in die hand van die apostels lê en in die hand van die kerk daarna. Dat ons hierdie goeie nuus aan die wêreld daar buite moet verkondig, dat Jesus ons verlosser is. So wil ek bid, Here, onder die salwing van die Heilige Gees hulle inbring, dat U hulle sal behoed en bewaar, en dat U net U koninkryk in hulle lewe sal laat kom, en ek dank U daarvoor, Vader. Amen. Ek gaan vra dat die manne vir my daardeur stap, en die dame vir my hierdeur. Marika, stap jy vir ons daardeur raai glas, dan gaan jy net regs daaroor. Magda gaan vir jou daar agter kry. Ek wil vra dat iemand net vir die kansel sal skuif asseblief.